Laat angs en duisternis verdwyn. U het die volk vermenigvuldig. Hul vreugde het u groot gemaak. Soos in die oestyd juig hul vrolik, waar hul met u oorwinning smaak. Die juk wat swaar op ons gedruk het u met wondermag verbreek. Die vyande wat ons verskrik het, verdwyn wanneer u almag spreek. 'n kind is vir u volk gebore, 'n seun het u aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer, met mag en eer is hy beklee. Hy's wonderbaar, 'n ewige Vader. Hy's raadsman, hy is sterke God, en hy vermeerder in genade sy heerskappy as vredevors. Hy kom met vrede sonder einde, versterk dit deur geregtigheid. Met ywer sal hy dit bevestig, van nou af tot in ewigheid.
Gemeente, broers en susters, hartlik welkom op hierdie pragtige oggend en in besonder ook hartlik welkom aan alle gaste in hierdie Kersdiens. Voordat ons met die diens begin, is daar enkele afkondigings van die kerkraad. Die kollekte in vandag se eredienste, die eerste is vir hulpbehoevende kerke en die tweede vir hulpbehoevende teologiese studente. En dan word almal, in besonder die gaste, hartlik uitgenooi om verversings na die erediens onder die lapa te geniet. En dit is deur wijk 9. Tot sover die afkondigings. Gemeente, kom ons sing saam met die engele op hierdie pragtige dag. En ons begin in antwoord op die seëngroet met skrifruiming 5 vers 1 en 2. Skrifruiming 5 vers 1 en 2. Kom ons verhef nou ons harte tot die Here. Ons bely dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly deur die geslagte en nooit laat vaar die werk van sy hande. Ontvang sy seën, genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, kom ons nader nou tot die Here in ons gebed. Troue, liefdevolle, heerlike, almagtige God en Vader in die hemel, op hierdie Kersdag hou u nie terug nie. Ons dank u vir die heerlike reën wat uitgesak het na dae van erge hitte. Dankie Here vir hierdie pragtige dag. Dankie dat ons op hierdie Kersdag mag herdenk dat u nie terughou nie. Dat die grootste geskenk was vir u nie te groot nie. U het die eie geliefde seun na hierdie wêreld gestuur. U het hom na hierdie ellende gestuur waarin die mens die aarde gedompel het. U het nie teruggehou nie. Ons dank u Here dat ons dit mag herdenk op hierdie feesdag. En Here, wil u in ons werk deur u Heilige Gees op hierdie dag ons verlig, maar ook ons harte brandende maak, dat ons ook nie sal terughou nie, maar dat ons u sal loof met lofliedere en u sal prys op hierdie pragtige dag. Dankie dat u ons saamgebring het, hierdie skare wat vanoggend hier in die kerk is, om saam hierdie pragtige dag te mag geniet en te beleef en aan u alle eer te gee, want u kom dit toe. Vader in die hemel, ja, aan u kom toe alle eer en aanbidding en lof en prys, nou en tot in alle ewigheid, hier en oor die lengte en breedte van die aarde op hierdie Kersdag. Verhoor ons, Vader, in die naam van u geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Amen.
Geliefdes, kom ons lees nou die blye evangelie, die woord van God uit Ou en Nuwe Testament, en ons begin dan in die profeet Amos, Amos 5, vers 21 tot 27. Amos 5, vers 21 tot 27. Ons lees die woord soos volg. Hier sê die Here vir sy volk, ek versmaad julle feeste, en het geen welgevalle aan julle feestuie nie. Want al bring julle vir my brandoffers, saam met julle spysoffers, ek het daar geen behaag in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers, sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere, en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel? En ook gedra Sakket, julle koning, en Kivan, julle beelde, julle stergod, wat julle vir julle gemaak het. Daarom sal ek julle ander kant Damaskus in ballingskap wegvoer, sê die Here, wie se naam God van die leerskare is. Kom ons sing nou skrifverruiming 1, en dan sing ons verse 1, 3 en 5. Skrifverruiming 1, sing dan weer verse 1, 3 en ook vers 5. Gemeente, kom ons lees nou Lukas hoofstuk 2, vers 1 tot 20. Lukas 2, vers 1 tot 20, ons lees die evangelie hier soos volg. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word.
Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. Om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Kom ons sing nou gemeente skrifberuiming 4 en daarvan die 4de vers, skrifberuiming 4 vers 4. En nou lees ons gemeente Openbaring hoofstuk 5. Openbaring hoofstuk 5, hier skryf die apostel Johannes: En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë
wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Kom ons sing nou saam met hierdie engele en menigtes in die hemel, skrifruiming 8 verse 1 en 3. Skrifruiming 8 vers 1 en 3. Amen.
Broers en susters, die teks vir vanoggend kom uit 2 Bybelboeke. Die eerste teks is Amos 5 vers 23. Amos 5 vers 23 en hier sê die Here vir sy volk die amper ongelooflike woorde, vers 23: Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. En dan lees ons die volgende teks en dit is Lukas 2 vers 13 en 14. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, een van die mees wesenlike onderdele van Kersfees is sang en musiek. Gedurende Adventstyd hoor ons Kersliedere op die radio. Ons sing Kersliedere op skool en by die huis. Ons gaan na Kerssangaande waar kore pragtige liedere sing en waar daar samesang is. En dikwels klink ook die lied van ons teks: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Aan die einde van hierdie erediens mag ons hierdie lied van die engelekoor ook uit volle bors sing. Die mense stemgemeente word wel die mooiste musiekinstrument genoem. Dit is deur God geskape, terwyl alle ander instrumente deur die mens gemaak is. Kersfees is by uitstek die fees om die Here uitbundig met ons stemme te loof. Wie sing, word bly. Wie sing, eer God. En dit is hoekom ons met sulke pragtige stemme geskape is. Gemeente, ek mag u die evangelie vanoggend bring met die volgende tema: 4 Kersfees met lofliedere. Die tema vir vanoggend: 4 Kersfees met lofliedere. Ons kyk na 2 punte. In die eerste plek kyk ons na liedere wat geraas maak, en in die tweede plek kyk ons na liedere wat eer bring. 4 Kersfees met lofliedere. Eerstens liedere wat geraas maak en tweedens liedere wat eer bring. Gemeente, ons eerste teks kom uit die Ou Testament, uit die profeet Amos. Amos het gelewe in die tyd nog voordat Israel in ballingskap gegaan het, en hy het die skynheiligheid van hulle erediens, hulle feesdae op die korrel geneem. Hoe hulle die Here op eie willige wyse gedien het. In Dan en Berseba is God aanbid by die heiligdomme waar Jerobeam destyds 2 goue kalwers opgerig het. Ja, hulle het nog die Bybel gehad. Hulle het nog vir die Here lofliedere gesing. Maar dinge het gegaan soos hulle dit wou hê, soos dit vir hulle lekker en relevant was. Die sang was indrukwekkend, die instrumente het gegalm, die harpe het ontroerend gespeel. Maar desnietemin sê die Here: neem weg daardie lawaai. Verwyder die geraas van jou liedere. Na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Ek wil nie julle feesvierings ruik nie. Julle offers stink. Die gemeente, die rede hiervoor was nie omdat die offers geen wierook daarbey gehad het nie. En die geraas van die musiek was nie omdat daar geen professionele sangers was nie. Die geraas was omdat Israel se hart ver van hulle God af was. Dit het uiterlikhede geword. Die regte gesindheid in die hart het ontbreek.
Die gemeente in ons tyd, veral in die Kerstyd, is daar ook baie lawaai. Nie alle Kersliedere is eerbiedig nie. Dit val my op, veral op radio en op internet, dat die gewydheid van Kersliedere hoe langer hoe minder word. Dit word net lekker luisterliedjies op 'n stewige beat, gesing deur sangers op 'n stemtoon wat oneerbiedig is. Werklik totaal anders as wat daardie engelekoor in die velde van Bethlehem moes geklink het. Dit herinner aan wat die Here deur die profeet Amos vir sy volk sê, en hy draai nie doekies om nie. Ek verwerp julle feeste. Verwyder tog net van my die geraas van jou liedere. Na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Gemeente, sou die Here ook so dink oor ons Kersfees? Sou hy ook vandag sê, ek haat julle vier van Kersfees? Ek haat julle musiek. Neem weg daardie geraas uit my ore. Wat van vandag se sangers en musiek? Juwels fantasties. Steve Hofmeyer. Romans. Of die grootste Kersfees skouspel in Suid-Afrika. Afgelope week in die Sun Arena, Times Square, hier in Pretoria. Altesaam met 15 bekende Afrikaanse sangers. Kaartjies van R225 tot R750. Wat 'n skouspel. Maar gemeente, waar is die eerbied? Kersfees het kommersieel geword. Dit het 'n skouspel geword. Dit is hoe langer hoe minder 'n kerklike fees. Dit gaan daaroor dat die mens die feestyd geniet. Die gemeente, word ek nou nie te spesifiek in hierdie preek nie, trap ek nou nie onnodig op tone nie. Wel, dit is wat Amos ook doen. En daar is vandag ook alle rede daarvoor. Wat help dit as die prediking nie grondvat nie? Ons vier in ons land Kersfees, terwyl dieselfde op daaglikse basis aan die gang is as destyds in Israel. Soos Amos dit aan die kaak stel, daar word onreg gepleeg, die wet van die Here word verwerp, sy insettinge word nie meer onderhou nie, Amos 2 vers 4. Mense trap op die koppe van die armes, Amos 2 vers 7. Word die armes in ons land nie ook dikwels uitgebuit nie? Die man en sy vader gaan na dieselfde meisie, Amos 2 vers 7. Is dit met die moraliteit in ons land en onder ons volk beter gesteld? En daarom is die Here moeg vir ons Kersmusiek, ons Kersvieringe. Verwyder dit, sê hy. Julle stemme en julle instrumente maak geraas in my ore. Laat eerder die reg in julle land aanrol soos watergolwe, geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Lofliedere moet gebou word op boetvaardigheid en geloof. Daarsonder is Kersfees 'n leë dop. Ek soek pille vir Kersfees, vir my gekerfde senuwees. Niks wat 'n tydjie by die see nie kan genees. Lirieke van Heuwels fantasties. Kersfees word net 'n tyd van vakansie en genot. Ja, die mensdom wil fees vier, beslis. Maar die persoon oor wie dit gaan, is nie meer belangrik nie. Dis soos mense wat na iemand se partytjie gaan, net omdat hulle wil fees vier, wil drink en grappe maak en hulle self geniet. En dit terwyl hulle nie eers aandag skenk aan die persoon wie se partytjie dit is nie. Nie eers daaraan dink hoe die partytjie vir hom aangenaam sal wees nie. Dit gaan net oor hulle self en hulle eie genot. Ek walg van julle geraas. Dis wat Christus dink van baie Kersvieringe in ons tyd. Oneerbiedige musiek, eet- en drinkpartye, terwyl kerke amper leeg is.
Gemeente, toe Christus na die aarde gekom het, was dit opvallend dat hy nie in Jerusalem gebore is nie. Daar waar by die tempel die feeste gevier is en die liedere geklink het. Maar hy is in Bethlehem gebore, in 'n stal. Die engele het nie aan die bekende en die belangrike mense in Jerusalem verskyn nie. Hulle het aan die herders verskyn. Onbelangrike en arm veragtelike mense in die samelewing. En wat die herders toegehoor het, dit was, gemeente, die musiek, soos God dit wou gehad het. En dit bring ons dan by die tweede punt. Vier Kersfees met lofliedere, spesifiek liedere wat eer bring. Tussen hakies, gemeente, dis nie heeltemal duidelik of die engelekoor hier in ons teks in Lukas 'n spreekkoor of 'n sangkoor was nie, maar in beide gevalle dit was buitengewoon indrukwekkend. Sowel spreekkore as sangkore klink in die hemel en moet ook op aarde klink. Ons lees, daar was 'n menigte van hemelse leerskare. Ja, gemeente, massakore is nie verkeerd nie, dit is pragtig. Laat op aarde ook 'n menigte van aardse leerskare hom prys. Maar laat dit met eerbied gebeur. Dis opvallend wat hierdie leerskare gedoen het. Daar staan spesifiek, hulle het God geprys, vers 13. Dit was nie 'n kommersiële Kersfeesskouspel nie. God het sentraal gestaan en die blye boodskap wat hulle mocht bring. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Die woordjie eer is tipies iets wat by die hemel pas. Die oorspronklike woord in Grieks beteken heerlikheid, helderheid, grootheid, lof en eer. Dit is 'n woord wat pas by 'n hemelse wese. In 1 Timoteus 3 is dieselfde woord selfs sinoniem aan die hemel self. Waar daar oor Christus staan, God, dis nou Christus, is opgeneem in heerlikheid, selfde woord. Heerlikheid staan hier vir die hemelse heerlikheid. En dit is dieselfde woord wat die engele gebruik, die woord eer. En so het die woord eer in ons teks 'n geweldig ryk betekenis. Slegs God kan die voorwerp wees van die bring van hierdie eer. En vervolgens, die blye boodskap word in ons teks ook in een woord saamgevat, die woord vrede. Die aankondig van Jesus geboorte, dit beteken vrede op aarde. Dit is die doel van sy koms, om vrede te herstel. Eerstens tussen God en mens, tussen die skepper en sy skepsel wat teen hom gerebelleer het. En dan sê die engele, in die mense 'n welbehae. Daar was deur die eeue verskillende maniere hoe die woorde uitgelê is. Dikwels is dit vertaal as vrede in mense van welbehae, oftewel vrede in goedwillende mense, vrede in mense van goeie wil. God sou sy vrede, dit is Christus, dan net aanbied aan mense wat 'n goeie wil het, wat dit begeer. Wel, dit klink nogal remonstrants. Aan die ander kant was daar hulle wat hierdie woorde, vrede in die mense van welbehae, uitgelê het, asof dit slegs hier oor die uitverkorenes gaan. Slegs hulle in wie God van ewigheid af 'n welbehae gehad het. Maar gemeente, beide verklaringe is eksegeties nie korrek nie. Wat die engele wel bedoel het, is dat die vrede, dit is nou die verlossing deur Christus, dat dit op aarde gekom het. En uit hierdie heilsfeit blyk dat God 'n welbehae het in die mensheid. Dat hy in sy seun aan elke mens op aarde die welgemeende aanbod van verlossing skenk. Soos Calvin genoem het, hierdie vers gaan nie oor die uitverkiesing nie.
Hierdie engele lofsang is nie oor die uitverkiesing nie. Dit kom elders in die skrif ter sprake. Maar dit gaan hier oor die heilsfeit van die volheid van die tyd. Dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eie seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, Johannes 3 vers 16. En so bring God die opregte aanbod van vrede vir elke mens op aarde, nou dat hy sy seun gestuur het, wat in Bethlehem gebore is. Christus het deur sy middelaarskap die vrede herstel tussen God en mense. Vrede wat geanker is in geregtigheid. Christus het die straf gedra. En elkeen wat nou in sy naam tot die Skepper nader, mag dit ervaar, die vrede tussen God en my, omdat ek regverdig verklaar word deur my middelaar. Dat ek ook een van die mense mag wees in wie God 'n welbehae het. Die vrede tussen mense onderling mag ek ook begin ervaar as ek Christus volg en soos hom op aarde begin lewe, bekragtig deur sy Gees wat in my woon. As ek ook nou die geregtigheid begin praktiseer, dat die reg aanrol soos watergolwe in ons lewens, soos Amos dit so mooi beskryf. Geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. As ons so begin lewe, navolging van Christus, dan is ons bodes van nuwe hoop vir hierdie aarde. Die vrede op aarde, dit begin in ons lewens al 'n bietjie sigbaar word. En ondertussen wag ons in spanning op die volmaakte vrede. Want dit sal kom as Christus finaal terugkeer, soos hy beloof het. As die geregtigheid die hele aarde sal oordek, soos waters die bodem van die see. As die engele hier in ons teks sing vrede op aarde, dan is dit daarom ook profetiese woorde. Dit dui die program aan van die nuwe bedeling, wat met Christus se geboorte begin het, en wat voltooi sal word met sy wederkoms. Gemeente, laat ons met sang en musiek oor hierdie vrede sing. Laat ons daarvan getuig, soos die herders. Hulle het, vers 17, oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. En hulle het God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Laat ons in hulle voetspore verder gaan, lofsingend, uitbundig, eerbiedig, opreg. En laat ons nie nalat om dit te doen nie. In ons gemeente, in ons tegnologiese tyd, is dit so maklik om maar net passief na musiek te luister en nie meer self te sing nie. By die huis, in ons motors, by die werk, noem maar op. En natuurlik is dit nie verkeerd om na mooi musiek te luister nie. Daar is ook in Afrikaans pragtige, werklik eerbiedige kersmusiek. Ek dink aan die pragtige kerslied Somerkersfees, waar deur sommige sangers regtig pragtig gesing word. Eerbiedig sluit ook nie uit uitbundig nie. En so mag ons ook vandag sing, psalms, liedere, lofsange, uitbundig, om net soos die engele God te prys. En as ons na musiek luister, gemeente, laat ons dit ook met onderskeiding doen. Ons kan nie enige wêreldse musiek kritiekloos vir ons ontspanning en vermaak luister nie. Stop daai geraas op jou luidsprekers, sê die Here vir jou. Gemeente, ons vind die engelekoor nog 'n keer in die Bybel terug. En dit is in die boek Openbaring, waar Johannes in 'n visioen 'n blik gegee word van wat in die hemel gebeur. Dit gaan oor dieselfde heilsfeite, dat Jesus na die aarde gekom het. Dit word verwoord in die beeldspraak van 'n lam, en dat net hy alleen waardig is om die boek wat met 7 seels verseël was oop te maak. En dan hoor ons ook die engelekoor, en weer is dit 'n menigte. Johannes noem dat hy
10.000 van 10.000 en duisende van duisende sien. En almal saam het met een groot stem uitgeroep: die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Weer hoor ons al hierdie pragtige woorde. Geliefdes, dit is heerlik, ook vir ons, om in hierdie feestyd pragtige Kersmusiek te luister en ook uit volle bors Kersliedere te sing. En ons sluit aan by die hemelse koor. Hulle het daardie nag 'n tippie van die sluier gelig, hoe dit die hele tyd in die hemel klink. Ons aardse sangemusiek is vergeleke daarby maar vaal. Desnieteenstaande, die Here het behaag in ons sang en musiek. Hy troon op die lofsange van sy kinders. En al is dit niks vergeleke by die hemelse standaarde nie. Maar dis soos 'n ouer wat trots is op sy kleinkind wat die eerste keer 'n psalmversie sing. Die wysie klink dalk nog bietjie krom, dit gaan nog bietjie stotterig. Maar pa en ma se oë glimmer dat hulle kind dit kan regkry. En net soos die Here trots en verheug as ons lofsange tot hom opstyg. Ons doen ons beste, laat dit duidelik wees. Dis nie dat ons sang en musiek maar kan afskeep nie. Dikwels is dit nog te veel die geval. En dikwels in ons tyd het ons te veel verbruikers van musiek geword. Nie meer makers van musiek nie. Deesdae sing ons nog bitter weinig self. Tog bly dit 'n feit. En as ons ons beste gee, al is dit nog maar val by die engele se standaarde, nietemin, dit verskaf die Here vreugde as sy kinders opreg tot sy eer sing. Ja, dis die voorwaarde dat dit tot sy eer is. Dat dit nie mensgesentreerd is soos die hele Kersfeesindustrie vandag is nie. Dat die evangelie, die blye boodskap, sentraal staan. Gemeente, in sy toekomsvisioen en openbaring vertel Johannes nog iets wat asemrowend was. Naamlik dat hy sien dat nie net die engele, maar ook elke skepsel saam sing en heerlikheid bring. Johannes beskryf dit wat hy sien noukeurig. Elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe, die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Geliefdes, ons bede op hierdie Kersdag is dat dit gou waar mag word. Dat die reg op aarde, van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, mag seëvier. En dat oral op aarde massas en massas sangstemme na die hemel opstyg en aansluit by die stemme van die hemelse leerskare. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Amen. Gemeente, kom ons sluit weer aan by die engelekoor en dan sing ons Skrifruiming 8 vers 4 en 5. Die ganse skepping sing met krag van jubeltoon aan hom wat heerlik is hoog op die wêreldtroon en aan die lam van God, self eeuwige skeppingshere, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere. Skrifruiming 8 verse 4 en 5.
Kom ons nader tot die Here in ons dankgebed. Hemelse, almagtige Vader, op hierdie dag hou U nie terug nie. Oorvloedig skenk U aan ons, U seun. U geliefde seun het na die aarde gekom. Hy het reg en geregtigheid herstel. In hom het ons die vrede ervaar wat op koms is. In hom ervaar ons dat U 'n welbehae in ons het. En U het nie teruggehou, o Here Jesus, toe U die Heilige Gees uitgestort het nie. En nou mag ons begeester en bekragtig deur die Heilige Gees ook uitbundig sing en lof bring tot U, saam met die engele, die duisende der duisende in die velde van Bethlehem en die 10.000 der 10.000 in die hemel wat die apostel Johannes gesien het. Eer aan U in die hoogste hemele. Vader in die hemel, ons dank U dat ons uitbundig Kersfees mag vier en gee dat ons vieringe, ons sang en ons geselskap en die heerlike maaltye wat ons geniet, dat ons dit met danksegging uit U hand mag ontvang en dat in alles wat ons doen vandag U eer op die voorgrond sal staan. Dankie Here, saam met die ganse skepping sing ons die krag van jubel toon. U is op die wêreldtroon en aan U kom toe ewig lof en prys en krag en roem en ere. Ja Here, laat ons amen ook opstyg saam met die gerubs, dat ons van harte amen sê op die blye tyding wat U gebring het op Kersdag. Hemelse Vader, daar is 'n toekoms vir ons. Daar's 'n toekoms vir hierdie wêreld. En dit maak ons blye mense, veral op hierdie dag. Wil U ons gebed verhoor en ons dank en jubelsang aanneem, dat dit nie geraas mag wees in die ore, maar dat U trots sal wees op U kinders, al klink ons sang miskien nog vaal, vergeleke by die hemelse standaarde, dat dit tog 'n welriekende reuk sal wees wat opstyg voor U troon. Vader in die hemel, hoor ons in die naam, die almagtige naam van ons Here Jesus Christus, U Seun. Amen. Kom ons bely nou saam ons geloofgemeente in God drie-enig en daarna sing ons skrifverruiming 4, die einste woorde van die engele, verse 5 tot 7. 4 verse 5 tot 7. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons bely ons geloof vanoggend met die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het, en dit mag ons vandag herdenk, terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. En aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
groot, in die mens Gods guns genoot. Toe die engele weer gaan, na die hemel hoog en klaar, en dit stil was op die veld, sê die herders vir mekaar, laat ons gaan en sien die saak, deur die Heer bekend gemaak. En die herders het gegaan, en al het die wonderkind in die voorkrib toegedek, by onmoedermacht gevind, en al het een blye taal van die wonderkind verhaal. Gemeente, daar is nou geleentheid vir die kollekte. Kom ons sing na die kollekte uitbundig een van die uitbundigste lofliedere in die psalmboek, en dit is Psalm 150 vers 1, 2 en vers 3. Loof God met basuingeklank, loof God met harp en luit, loof God met die blye snare, loof God met trom en fluit. Ons kan vandag byvoeg dwarsfluit en orgel. Al wat klank het, laat dit hoor, laat dit opklink uit die koor van 'n juigend blye skare. Dit sing ons na die kollekte 150 verse 1 tot 3.
sy krag, loof hom om sy moeënthede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, voor sy troon en in benede. Loof hom met asyngeklank, gee hom eer, bewys hom dank. Loof hom met die harp en luid, loof hom met die trom en fluit, loof hom met die blye snare. Al wat klank het, laat het hoor, laat het opklink uit die koor, van 'n juichend blye skare. Loof God, dit is sy bevel, en die helder symboolspel. Loof hom en die klankmetaal van die vrolijke symbool. Loof die Heer en gee hom ere. Al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef, alle Juda geeft die Heere. Geliefde gemeente, ons leef, ons het asem en laat ons dit gebruik om God te eer. Ons doen dit na die seën ook nog met die sing van die ere aan God. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen, amen, amen. Vrede op aarde,
genade in die mense, welbehagen in die mense.